Wel, Orms, nee, maar ons gaan wel nou gesels met Arno Jordaan. Hy is vanoggend hier by ons in die ateljee met sy splinternuwe vrystelling. Tot die aarde ons laat gaan, ons gaan hoor wat dit alles behels. Goeiemôre Arno, baie welkom. Ja, lekker om met jou te gesels vir die eerste keer, dink ek. Ja, kan jy glo. Hoe gaan dit met Arno Jordaan? Dankie. Dit is altyd goed, altyd lekker. Ek moet vir julle sê, ek was elke keer as ek hoor ek kom hier na julle toe, is dit nogals lekker. Eerstens omdat ek hier naby bly, maar tweedens omdat dit altyd lekker is met julle in se chat en altyd 'n vibe by julle. Ons sal vir nou 10 randjies gee. Ek dink ek het 10 randjies iewers. Baie dankie vir daai. Maar hoor eens gou. Jy kan e-wallet. Ja, e-wallet. Ja, vinnig enetjie. Sê gou vir my wat jy die naweek gedoen. Ons almal dis nou die einde van die naweek en die begin van die week. Wat jy gedoen? Hy het golf gekyk. Nee, ek het optredes gehad. En ek het optredes gehad, obviously oor die naweek sing ek maar 'n bietjie nog. Dis wat ek doen. Ek doen dit voltyds vir 'n Hoe sing jy? Ja. Wil jy dit nou mee? Ek speel net golf en werk. Ja, en dan het ek maar die kinders was besig geweest met sport, hokkie toer aan in Johannesburg. My ander laaitjie het rugby gespeel Saterdag en toe het ons natuurlik Saterdag afgesluit by Loftus met die Bulle in die All Black game. Was jy daar? Ongelooflik. Hoories op 'n tydjie het ek gegil en gesê, "Wat dink julle doen julle?" Ja, sorry, ek dink ons het gister so kuier gehad met van die Bloubal ouens en 'n pel van ons wat oor see werk wat daar betrokke was. Ek dink vir die 4 weke voorbereiding wat hulle gehad het, dink ek het hulle great gedoen in die All Blacks. As jy daaraan dink. Die seisoen het nog nie begin. 100%. So nee, yes, it was a great experience. Ek moet vir jou sê, ek wil nie bemarking vir Loftus nie, maar ek meen die nuwe stelsel wat hulle aan het met die beligting en die wat die stadion se ligte afsit heeltemal en dan gaan dit weer aan en dit raak tog ons entertainment storieetjie daarso en mense geniet dit. As jy sien hoe vol die stadion raak al hoe voller. So ek het dit gelaat, die kinders love it en ja, dis maar my naweek geweest. Net toe jy dink jy sien hulle nie toe sal lig. Ja. Hoorie, ja, jy wil jy's baie. Jy eerste. Ek's eerste. Ja, go for it. Wel, ek wil iets weet oor die liedjie. Maar Nee, wag eers, ek moet alles goed gesels. Ja, weet jy, hy kom nooit by die liedjies. Hoorie so, jy hou van die veldwes, jy hou van jag en dies meer, maar nou gaan ek jou daai vraag vra, want 'n mens moet dit vra. Hoe balanseer jy in die publieke oog, want jy's 'n publieke figuur, né? Daar's baie mense wat baie sensitief is oor sulke goeters. Hoe balanseer 'n mens daai job van werk vir geassosieer wees met 'n safari jagbesigheid en dan ook 'n publieke musiekfiguur? Daar's baie mense sê jy kan nie dit doen, maar Ja, yes, mense freak uit as jy ek kan goedjies dink. post met bokke en goeie so. Maar aan die einde van die dag is dis iets waarvan ek hou. Ek het op social media dit bietjie probeer hanteer in sin van ek het 'n aparte blaai oopgemaak waar ek dan goeders post waar ek jag en visvang en foto's post wat ek wil. As jy nie daar wil wees, jy klim af. So daar gaan ek mal en daar doen ek my ding. So vanaf ek dit gedoen het, kry niks meer moeilikheid nie. So dit kom daarop neer, ja, jy is 'n openbare figuur, maar jy het tog 'n lewe van jou eie, né? Kyk, ja, dis 'n moeilike ding, weet jy, ek het mense kyk na wat jy doen en mense raak gou, ek meen kyk jare terug, nê, toe ek begin sing 23 jaar terug, was daar nie social media gewees nie. Dat was seker goed nie. Ek dink ons het by Skouspel 1 jaar gesit, 2010, toe kom Twitter net uit. Toe sit die kunstenaars daar sê hulle, "Jy's seker die nuwe app Twitter." Dis dit gewees. Dit en die drukmedia daar buite. Dit was wat dit gewees. Ja. So toe kun jy doen wat jy wil en jy kan jag en jy kan mal gaan, jy kan vir jou pelle MMS stuur. MMS vir BBM's die rekening uit 'n bok geskiet. Nou check jy mense jou uit. Dit is 'n moeilike ene. Mense is verskriklik hulle gee kritiek en hulle gaan mal, maar op 'n of ander dag, weet jy wat, ek het my page, dis waarop ek post. Dis my lekker om te gaan jag vir my laities. Ons doen dit baie. En dis soos jy sê, dis 'n mens se keuse wie jy volg op sosiale media. Dis die ding, veral op daai page. Ja. Okay, maar nou Maar dit is genoeg 'n nou gejag. Ons wil nou net bietjie by die liedjie uitkom, asseblief. Jy sien, hy's een van die gat ons nou. Jy hoorie maar ons kan maar jag praat, want ons praat musiek te praat vandag. Hoorie, Arno, maar hierdie is my so mooi daar by persvrystelling van julle staan daar is liedjies wat jy hoor en dan is daar liedjies wat by jou kom sit, nê? Sag, diep en eerlik op daardie plek waar herinneringe, liefde en verlies mekaar ontmoet. Wow. So vertel vir ons waaroor gaan hierdie nuwe vrystelling vir jou? Ek het jare terug het ek 'n liedjie opgeneem vir 'n Rudy Klaas het nog gehelp skryf 'n liedjie en dit was 'n pel vir my gewees vir ongeluk. Die liedjie se naam was Engele gewees. Engele is 'n ballade. Ek sing sokkie, dansmusiek, dis my mark en
toe daai engele uitkom, toe het almal gedink soos in wat, waarom is jy besig? En dit was tot vandag toe nog ek sou sê daai tyd toe ons nog series verkoop het, was my beste verkoper gewees of die beste gedoen en is 'n ballade gewees. Hierdie liedjie laat my baie dink aan dit. Ek het lanklaas so 'n tipe liedjie uitgebring wat regtig ek het in die studio gestaan op 'n stuk en elke keer dan staan ek so tree terug want die woorde slaat nog ons hart dis eerlik, dis diep, dit is dis regtig een van die ek het lanklaas so 'n liedjie opgeneem. Produksie gewys, sing gewys alles en ek wil net vir die mense sê voor die einde van die jaar bring ek definitief weer 'n dansliedjie uit en 'n ligte kuier party song soos ek gewoonlik doen. Want hierdie hy's nogals bietjie serieus. Ja, want hierdie daar's 'n balans tussen rou en hoop, nee, in hierdie lied. Ja, ek dink ek het die laaste, kom ek sê die laaste 3 jaar, 4 jaar het ek regtig seker 10 pelle wat iemand verloor het en iemand in die dood afgestaan het en ek het besef die herinneringe wat hy agterlos, ja, dis erg op daai oomblik en jy rou en maar daarna die liefde, die herinneringe wat daar is, wat die lyriek op daai een stuk is, liefde sterf nie met die dood nie, dis net 'n nuwe begin. En dit is presies wat dit is. So dis die herinnering wat jy agterlos, daai mooi stories is groter as die dood wat jy net iemand aan die dood afstaan. So dis nalatenskap. Presies. Ja, dis presies waar die liedjie gaan en ek dink al mense gaan nog baie, dis kom Engele ook daai tyd so goed gedoen. Ek dink mense gaan hulle self, dit gebeur elke dag. Dis 'n daaglikse ding, jy verloor mense en dis hartseer en alles, maar ek dink hierdie liedjie gaan nog ons hart slaan vir 'n paar mense. So gepas nou dat ons vandag oor orgaanskenking ook gesels. Ja, nalatenskap. En dat so baie mense lewe gee deur hulle organe wat hulle skenk vir ander mense. Ja, ek het gesien gisteraand 'n video uit in die bed lê van 'n dogtertjie wat so uit die hospitaal uit die saal uit gestoot word waar die mense so in rye staan en ja, dis eintlik scary. Nou ja, Arno Jordaan, ons sien uit om sommer nou te hoor wanneer dit vir ons eintlik maandag so begin. Kom ons praat jag weer. Sorry dat ek by die liedjie moet uitkom. Tot die aarde ons laat gaan. Ons sien uit daarna wanneer jy vir ons sing. Baie sterkte met jou loopbaan. En alles wat voor lê vir die jaar wat voor lê. Thanks, julle was altyd lekker om julle te kuier. Ja, toe Arno Jordaan by ons net hierna bly inskakel.